Het jy al ooit probeer om iets skoon te maak wat vuil geword het? Dalk 'n venster wat vuil geword het en nou moet jy hom was. As jy van ver af daarna kyk, dan lyk dit nie te sleg nie. Maar sodra jy die glas begin skoonmaak, van naderby kyk, dan besef jy hoeveel stof en merke daar eintlik was. En skielik kan jy duideliker sien. Ek dink dit is iets hiervan wat Jesus bedoel het, toe hy in die bergpredikasie gesê het, geseënd is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Dis een van die mooiste, maar ook een van die mees uitdagende uitsprake wat Jesus gemaak het. Want let op wat hy nie sê nie. Hy sê nie, geseënd is die wat perfek lyk nie, of geseënd is die wat mense beïndruk nie. Nee, hy praat oor die hart. Want Jesus was nooit net geïnteresseerd in 'n uiterlike gedrag nie. Hy kyk na die plek waar ons begeertes, ons motiewe, ons gedagtes en ons bedoelings is, ons harte. En as ons eerlik is dit nogal ongemaklik. Want is maklik om aan die buitekant reg te lyk, om die regte woorde te sê, om die regte dinge te doen, om selfs godsdienstig te lyk. Maar God sien die hart. Hy sien wat niemand anders sien nie. En wanneer Jesus van 'n rein hart praat, dan bedoel hy nie 'n sondelose hart nie. Want as dit die vereiste was, dan sou niemand van ons hoop gehad het nie. 'n Rein hart is 'n hart wat opreg na God verlang. Hoor dit, 'n hart wat na God soek, 'n hart wat nie verdeel is tussen God en 'n klomp ander afgode nie, 'n hart wat eerlik voor hom leef. Dink aan koning Dawid se gebed, skep vir my 'n rein hart, o God. Dawid het geweet dat die grootste probleem nie van buite kom nie, dit was binne in hom. En is dieselfde vir ons. Baie van ons grootste gevegte begin in ons harte. Ons trots, ons jaloesie, ons bitterheid, ons selfsug. Dit groei nie eers in ons dade nie, dit begin binne in ons. Maar die goeie nuus van die evangelie is dat Jesus nie gekom het om ons gedrag te verbeter nie. Hy het gekom om ons harte nuut te maak. Dis waarom die kruis so belangrik is. Jesus het nie net ons sonde vergewe nie, hy gee vir ons 'n nuwe lewe. Hy verander mense van binne af, en net hy kan dit doen. En dan maak hy die ongelooflike belofte, want, sê Jesus, hulle sal God sien. Wat beteken dit? Wel, gedeeltelik beteken dit dat mense wie se hart op God gerig is, sy teenwoordigheid in hulle lewe herken. Hulle sien God se hand, hulle sien sy werk, hulle sien sy getrouheid in hulle lewe. Maar dit wys ook vorentoe na die dag wanneer ons hom van aangesig tot aangesig sal sien. Dink net daaraan, die grootste beloning van die hemel is nie goue strate nie, dis nie parelpoorte nie, dit is God self, om hom te sien, om vir ewig in sy teenwoordigheid te wees. En Jesus sê dat die mense wat werklik gelukkig en geseënd is, nie noodwendig die rykstes en die bekendstes en die suksesvolstes is nie. Dit is die mense wie se harte aan God behoort. So, hoe lyk jou hart wanneer niemand anders kyk nie? Want God kyk nie eers na jou reputasie nie, hy kyk na jou hart. En die wonderlike nuus is dat hy spesialiseer daarin om harte skoon te maak, nuut te maak, te herstel. En hy wil ook dit vir jou doen. As hierdie video jou gehelp het, deel dit met iemand wat dit moet hoor. En onthou, God is nie besig om jou lewe te verander nie. Hy is besig om jou hart nuut te maak. Vra hom en laat hom toe om dit te doen. Here, ek kom gee my hart vir U. Maak my nuut. Gee vir my 'n rein hart, 'n hart wat hunker en in pas klop met U hart. 'n Hart van liefde, 'n hart van omgee, 'n hart vol medelee vir ander. Aan U kom toe die lof, die eer en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.